Dis hy, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet daar waar daar nie 'n weg is, dat U die weg sal maak. En Here, dankie dat U vir elkeen van ons so lief is. Heilige Gees, my gebed is dat U in elkeen van ons harte vanoggend sal werk. Here, dat daar waar ons ongesteld mag wees, Here, laat U sal genees. Here, daar waar ons moet vergewe, dat U ons sal help om te vergewe. Here, help elkeen van ons, dat ons sal fokus op U. Dat ons nie sal fokus op die probleme nie. Lord, because we know that You will always make a way. Wees met ons vanoggend. Seën vanoggend se diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, baie welkom weer eens by vanoggend se diens. Is lekker om julle almal hier te hê. Ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp uit met die ou en in met die nuut. En die skrifgedeelte het ons gevind in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. En ek het gedeel dat ons baie keer bekommerd is oor die klere wat ons aantrek. Julle sien, die klere wat ons aantrek sê partymal in watse beroep ons is. Nou, it's needless to say that die beroep waarin ek is, onmiddellik as ek my uniform aantrek, as hulle sê, o, jy's 'n polisieman, dan sê ek, nee, ek is nie 'n polisieman nie, ek is 'n hondeman. Check net die hondekoppie hierbo. Jy weet, dan vra die mense, is daar 'n verskil? Dan sê ek, ja, daar is 'n verskil. Party van ons het nog dissipline, party van ons wil nog die werk doen. En dan vertoon dit ook partymal die klere wat ons aantrek, ons sosiale status, as ook ons waardes. En ek het 3 punte met julle gedeel, en die eerste een is, los julle ou maniere van lewe. Soos die woord vir ons sê, wanneer ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ons die verlede in die verlede los. Jy sien, ek kan nie gaan dwaal op die verlede nie. Ja, maar ek was so gewees. Ek was hierdie. Weet julle wat? Dit was. I am a new person. I need to move on. Die tweede punt, ek en jy moet 'n nuwe gesindheid hê. Hier het ek genoem dat ons nie die vuil klere onmiddellik kan uittrek nie, want as ons dit onmiddellik uittrek, gaan ons altyd teruggaan daarna toe. We need to change our attitude. Ons moet 'n nuwe gesindheid kry. En as ons dit doen, sal ons weer terugval na ons ou self as ons nie 'n nuwe gesindheid het nie. En ek en jy moet ons denkwyse, because it all starts here. En dis wat ek gedeel het ook vanoggend toe ek julle welkom geheet het. Hy sê, Spyker het 'n keuse gemaak, so sy denkwyse is, I made that choice, so leave me. Ons moet Jesus gebruik as 'n filter, en alles deur hom hardloop. Julle sien, by ons is ons water mos nie skoon nie. Ek weet nie by julle nie, maar by ons is die water so, in my huishouding hardloop ons dorpwater deur 7 filters of 9 filters voordat ons dit kan gebruik. Jy sien, net so in my en jou lewe het ons Jesus nodig as 'n filter, wat alles deurgaan na Jesus toe, haal hy al die verkeerde uit, en dan gebruik ons net die beste. Jy sien, as ek en jy Jesus een kant toeskuif, then is when the problems come. En ek dink, Lorette sal vir my sê, sy sal my Spyker gaan praat rondom dit. Ek dink, Spyker het Jesus definitief gebruik as sy filter deur te sê, I don't want to do this. I don't want to listen to anybody else. I want to listen to God. En dan die derde een is, trek die nuwe klere aan. En hier het ek genoem dat wanneer ons die nuwe denkpatroon aangeneem het, dit ons toelaat om die nuwe klere aan te trek. Die nuwe klere wat ek en jy aantrek, beeld die nuwe verhouding wat ek en jy het met Christus, beeld dit uit. People are going to see that there's a difference. Al gaan dit oor my happening yesterday with a battery. Julle kan vir Yvonne vra, ek was nie een keer dikbek nie. Ek het nie een keer die handskoene afgehaal en dan neergegooi nie. Ek het gesmaai want ek het geweet. The Lord has a plan. Jy sien, en dis die nuwe klere. Ek kan nie my ou self wees nie. I need to change. En dan dra ek en jy ook God se beeld uit. En ek en jy moet God se beeld uitleef in ons daaglikse take.
En ek het al besluit deur te sê dat Galasiërs 3:27 tot 29 vir ons sê dat ons almal een is in Christus Jesus. En wanneer ons aan Jesus behoort, hoor mooi wat sê die woord, is ons die nageslag van Abraham. Ek en jy sal nooit 'n Jood wees nie. I'm a born Englishman, 'n gebore Suid-Afrikaner wat in Kroonstad gebore is. Ek sal nooit 'n Jood wees nie, want my ouers was nooit Jode nie. Maar ek vandat ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, is ek die nageslag van Abraham. En ek is 'n erfgenaam van Jesus Christus. Ek wil graag vandag deel oor die onderwerp, nou wat nou? En hierdie het te doen met wat ek en jy moet doen nadat ek en jy Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Jy sien, baie van ons kom op 'n punt, ons neem Jesus aan as saligmaker en verlosser and we accept that. Is dit nie waar nie? Ek het Jesus aangeneem, ek gaan die hemel toe, that's it. Maar ons kan dit nie daar los nie. Daar is sekere dinge wat ek en jy moet doen. En dis waar ek gekom het met die onderwerp, nou wat nou? En kan ek julle vra vanoggend, die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, het jy die vraag aan jouself gevra, nou wat nou? Jy sien, die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, toe het ek hierdie woord gevat en ek het die mense begin Bible punch. Turn or burn. Ek het so rondgeloop. Turn or burn. Turn or burn. En toe besef ek, that's a bit harsh. That's a bit harsh. Ek wil 'n gedeelte lees en ek het dit gehighlight vir julle. Wel, die evangelie van Jesus is die mees kosbare bate wat 'n liefdevolle God gratis. Hoor mooi, ek gaan weer voor begin. Die evangelie van Jesus is die mees kosbare bate wat 'n liefdevolle God gratis vir 'n goddelose, sondige wêreld kan gee. Volgens 'n dagstukkie, ek het julle al gesê hoe my dagstukkies werk. Volgens die week se dagstukkies het gegaan oor the parables of Jesus, die gelykenisse van Jesus. En vanoggend se het gegaan oor die verlore skaap en die verlore muntstuk. En dis nie dit het ek nie saam, dis nie deel van my woord vanoggend nie. En op die einde van die gedeelte van die dagstukkie sê dit daar, you must know how important you are to God that He left the 99 to find you. En ek sit myself, ek is 'n prentjie persoon, ek sit myself baie keer in prentjies, en ek kyk dat hierdie herder buite in die veld is, en hy los daai 99 skape, en hy gaan soek my, waar ek, kilometers weg is. En julle kan dit gaan lees in die skrif, en die skrif sê, en hy tel die skaap op, en hy sit hom om sy nek. Dit sê vir my iets. En ek moet vir jou ook iets sê. En ek het die geskryf ook. En dit moet ek en jy aan elke een wat Jesus nie aangeneem het, verkondig nie. Ja, Brett, wat het jy? Ek het Jesus. Johannes 3 vers 16, hy's daar op die skrif, en ek vra verskoning, ek het vanoggend, Jerry was by gewees, my vrou het my nie fliek toegeneem nie, next time sal ons die skrif groter maak, maar ons almal ken daai gedeelte. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wie in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ek het weer eens geskryf, nou wat moet ek en jy doen om Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser? Daar's baie mense, ek sê nie dat julle dit nie gedoen het nie, maar daar's baie mense wat na hierdie woord luister op YouTube en Facebook, wat dit nog nooit gedoen het nie. En die woord sê vir my en jou in Romeine 10 vers 9 tot 10 in die 53, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Julle sien, hy sê, sal jy gered word. Nie miskien nie, nie as nie, sal jy gered word. Want met die hart glo ons
tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En dan deur die volgende gebed te bid, Here Jesus, ek weet dat U aan 'n kruis gesterf het vir my sondes. En dat U na die 3de dag uit die dood opgewek is. Ek vra dat U my sondes en sondige bindinge sal vergewe. Ek neem U aan as saligmaker en verlosser. Amen. Jy sien daai klein, ek wil nie sê simpel gebed nie. Daardie klein gebed is 'n gebed om te bid en jy weet dat jy die ewige lewe het. Julle sien, as jy dit gebid het en dit bedoel het jy so pas Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser. En deur hierdie gebed te bid, weet jy verseker dat Jesus jou sondes vergewe het. En dat jy die ewige lewe het. Maar wat nou? Wat moet ek en jy nou doen? Nou dat jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, het jy ge-upgrade. Kan ek sê wie ek is opgewonde en my mond wil nie. My kinders kyk al 'n maand terug, byna so 2 weke terug begin hulle al te kyk die specials, hulle kan upgrade met hulle selfone. Ek sien hierso Jason, jy sak jou kop so of kan ek vra wie? Dis mos nou die tyd, Desember, Januarie, wie kan upgrade? Niemand nie. Wat, daar's 'n paar wat kan upgrade. Jason, kan jy upgrade? Nog nie. Alright. Maar julle sien, as julle Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, het jy ge-upgrade van 'n gewone aardse bewoner na 'n kind van God toe. En ek dink dis die belangrikste upgrade wat ek en jy kan hê. Dis die belangrikste. En siende dat God jou Vader is, sal hy saam met jou stap. God will never leave you alone. Never. Never, never, never. Want daar berus nou by elkeen van ons 'n verantwoordelikheid. En nou moet ek en jy ons deel begin doen. Jy sien, ek en jy het 'n responsibility. Ons kan nie net Jesus aanneem as saligmaker en verlosser en gaan terugsit en gaan sit daar agter op die bank nie. Daar's 'n verantwoordelikheid by my en jou om dinge te begin doen. Paar punte wat ek vinnig met julle wil behandel. Die eerste een, ek en jy moet God se woord begin bestudeer. God, ons Vader, is verbind tot die verantwoordelikheid om toe te sien na ons welbehae. Ek en jy is God se verantwoordelikheid. Hoor mooi, ek en jy is God se verantwoordelikheid. En deur dit te sê, is God verbind daaraan om my en jou op te lei, om my en jou te help. You see, we need to give God that opportunity to teach us. Dis het God baie om vir ons te sê. En die Bybel is sy woord en sy stem, sodat ons kan hoor wat God vir ons sê. Ek wil net hoor, Rikus, have you ever heard God speak audibly to you? Never. Doreen? Audibly. Jerry? Audibly. Jy sien, vir my praat God deur sy woord. Some of us are in a fortunate situation that God spoke audibly to you. Maar God se woord, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 in die NLV sê vir ons, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons te reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil doen en wat hy met hulle wil doen. Die Bybel is God se woord of God se stem. Ek en jy sal eers God se stem begin hoor wanneer ek en jy God se woord begin lees. Very important, my brother, my sister. Maak nie saak wat se gedeelte jy lees nie. God praat deur sy woord, praat hy met jou. So ek en jy moet begin, by die eerste beginsel, ek en jy moet begin deur God se woord te lees. Johannes 6 vers 63 sê vir ons, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie.
Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Dis moet ek en jy op 'n daaglikse basis tyd maak en tyd in God se woord spandeer. Die tweede een, gehoorsaamheid aan God se woord. Johannes 8:30 tot 31 is nie daar nie, maar ek lees hom vir julle uit die 53 vertaling. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Jy sien, ek en jy moet in God se woord bly, sodat ek en jy 'n disipel van Jesus kan wees. Ek en jy moet. Ek en jy wie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet 'n ware toonbeeld wees van Jesus. En hoe meer ek en jy in God se woord is, hoe meer gaan ek en jy leer. En hoe meer gaan ek en jy Jesus uitdra in die wêreld. My en jou gehoorsaamheid aan God se woord is die enigste bewys dat ek en jy 'n trotse volgeling van Jesus is. Gehoorsaamheid verifieer ook my en jou geloof. Jy sien, vir baie van ons in die week, dan het ons, kan ek sê, this time of year, there's a lot of functions. Ons kom laat by die huis aan. As ons by die huis aankom, dan dink ek, Jesus, ek gaan nou slaap, want anders I'm not going to make it tomorrow. Kan ek julle vra, kom ons kyk mekaar in die oë vanoggend. Kan ek julle vra, as julle so moeg is, lees julle nog steeds julle Bybel, of sê ons nee, ons sal môre dubbel opvang? Come on, let's be honest. Want dit gebeur met my. Hans, het gebeur met my. Donderdag het ek laat by die huis gekom met 'n funksie. Ek moes Vrydagoggend moes ek vroeg opstaan want ek moes vroeg gaan werk. You know what the easiest thing was? I will read double tomorrow, God. Kom en ek kyk julle eerlik. Dit het deur my gedagtes gegaan. I'll read it double tomorrow, Lord. I'll read my morning scripture and then I'll read yesterday's night scripture. I'll read. En weet jy wat, ek het net daar besef, weer eens besef, en ek deel my hart met julle. I read my Bible. Ek het dit gelees. En kan ek julle sê, ek het 'n lekker nagrus gehad. En ek het die Vrydagoggend met 'n lied in my hart opgestaan. Did you do it because you had to do it? No, I did it because I wanted to do it. Daar's 'n verskil. Die derde een, bou 'n daaglikse gebedlewe. Julle sien, gebed is my en jou manier om met God te kommunikeer. En ek het hier geskryf ook, ek dink baie van ons gaan nikkerig wees, as my vrou of my kinders of my man in die oggend opstaan en hulle sê nie vir my, hallo, het jy lekker geslaap nie? Hallo dadda. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ek dink jy gaan 'n bietjie sleg voel. En ek het al gedeel met julle, my eerste ding is my oë oopmaak en sê ek, dankie Here vir 'n lekker nagrus. Dankie Here dat U my geseën het met 'n nuwe dag. Dan weet ek, Yvonne is besig in die kombuis om koffie te maak. So voordat ek vir haar sê, hallo babes, sê ek vir die Here eerste dankie. Julle sien, net so lê daar by my en jou, kan ek sê, 'n plig as Christen, om daagliks in gebed met die Here te deel. Weereens 'n vraag, hoe sal ek en jy 'n great tyd saam met ons familie spandeer, as ons nie met mekaar kommunikeer nie? Julle sien, my selfoon is nou daar so besig om te rekord, die ander een is daar by Yvonne, maar as ons sit, dan sit ons mos almal met selfone. Op 'n stadium daar by my, dan is ek in my kamer en Kyle is in sy kamer, dan as ek hom roep, dan antwoord hy my nie, dan stuur ek vir hom 'n WhatsApp. Kyle, ek roep jou, kom sien my asseblief. Maar het julle agtergekom hoe belangrik 'n selfoon al geraak het, wanneer ons om 'n etenstafel sit, het ons 'n reël, dat geen selfone by die etenstafel toegelaat word nie.
Jerry, die eerste ding is, as ek klaar geëet het, vat ek mos my selfoon, dan kyk ek mos deur die boodskappe, wie my gesoek het, waar is hierdie, waar is daai, en ons het vergeet om te kommunikeer met mekaar. Jy sien, God waardeer elke een van ons gebede, en soveel so, dat God ons self seën vir die tyd wat ons met hom spandeer. Matteus 6 vers 6 in die boodskap Bybel sê die volgende: as jy bid, gaan dan na 'n stil plek toe waar niemand jou kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat daar eenkant opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy jou hemelse beloning kry. Jy weet my boetie en my sussie, ek en jy moet op 'n daaglikse basis moet ons 'n gesprek hê met God ons Vader. We need it. We need it. My en jou verhouding met die Here sal struikelblokke ervaar. Dit gaan. Daar het in die week weer iemand my gevra, Brett, ek stap 'n pad met die Here, maar hoekom? Hoekom moet slegte dinge gebeur? Hoekom moet ek deur hierdie moeilike dinge gaan? En ek het geantwoord deur te sê, weet jy wat, dis die vyand wat vir jou wil weglei van die Here af. God is bigger than those problems. Push through and you will see. God will deliver you. God will take you through those problems. Jy sien, elkeen van ons kry versoekings. En al hierdie versoekings wat ek en jy kry, is dat ek en jy in 'n rebellie teenoor God moet kom. That is why we have them. En ek weet nie wat was Spyker se rede om tot die besluit te kom wat hy gedoen het nie. Hoekom hy besluit het nie, ons het nooit daai gesprek gehad nie. Maar weet jy wat, daar was 'n versoeking gewees deur te sê, man, nobody's going to know. En hy het opgestaan en gesê, nee, weet jy wat, Jesus weet. And I'm not going to disappoint Jesus. En ek het hier geskryf ook, versoekings gaan van persone afkom, van verskillende media forums en so voort. It's quick. Jy weet, as jy op Facebook, het ek het agtergekom, as jy te lank op een prentjie kyk, dan is 20 prentjies daarna presies dieselfde. Toe as ek die verkeerde goed sien, scroll ek nou so vinnig verby. Ek maak nie eers so nie, want dan Matteus 26:41 in die boodskap Bybel sê vir ons, vra God om julle te help, om nie verkeerde dinge te wil doen nie. Ek weet julle sê julle wil graag die regte doen, maar dit gebeur nie altyd so nie. Nie waar nie? Wees daarom altyd op en wakker. Deur te bid deel ek en jy die goeie sowel as die slegte met die Here. Kind van God, moenie trots wees en alles vir jouself hou nie. God sal jou nooit alleen los nie. You know what? It's easy for us to bring our problems to God. Dis maklik om ons probleme. Maar die dag as ek 'n medalje kry, waar is die stel, daar sit sy, ek weet, en sy het 'n hele, nie net een medalje nie, 'n klomp trofees, en ek glo hier's 'n klomp van julle ook. Jolanda, julle funksie gisterand, klomp trofees. Ek het nou nie gesien nie, maar klomp trofees, al daai dinge. Deel ons, en ek kyk nou, want ek het gister met Henny en Jolanda gepraat, wat hulle die funksie gehad. Stel, sê my nou eerlik, ek gaan op jou pik. Deel jy daai happiness met God? Kan ons kyk? Jolanda gaan jou nie onder pressure sit nie. Kan ons kyk 'n bietjie na die stel, kan ek weer vra? Die stel, en ekskuus, dis nie aspris nie. Ek wil hê julle moet hoor waartoe ek gaan. Deel jy jou daai medaljes en al daai, deel jy jou dank teenoor? Verstaan jy, daar sê sy, no, I don't. Why, people? Why do we always want to share the ugly with God and not the good? Jy sien, ek en jy moet begin verander. Die dag wat ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ek en jy ook. En ek hoop dit beteken, weer eens, ek pik nie op jou nie. Ek wil hê dat julle die goeie ook met die Here moet deel. Lord, thank you for blessing me with this talent. Thank you that I received so many medals. Thank you for putting a smile on my face and being proud. Hoor julle?
Sjoe, stel ek het nie, ek regtig nie bedoel om op tone te trap nie. Maar ek het hier geskryf, deel alles met God. God weet wie ek en jy is. Bibab, God weet wie ek en jy is. Van binne af, voordat ons nog gevorm is in ons moederskoot, sê die Bybel, ken God ons. Ons het 'n ding in ons huis, dat maak oop jou mond en praat, dan sal ek weet wat jy wil hê. En nie net maak oop jou mond en praat, dan sal ek weet wat jy wil hê nie, want baie keer sukkel ek maar bietjie om te praat, dan sê Von, wat, of Kyle, wat wil dat, wat, dan sukkel ek om die regte woord te kry. As ek en jy so understand, if I ask you to open your mouth to know what you want or what you want to say, man, can't we do it with God? Dis hoekom ek sê, dis vir my die lekkerste as ek motorfiets ry, met 'n helmet, met musiek, en ek kan sing, en ek kan met die Here praat. My nuwe helmet het nog nie daai Bluetooth in nie, so man, as hy op is, Henny, Bibab, Byla, Keith, if it's on, ja, dan gesels ek met die Here, dan deel ek alles. You see, God wants to talk to us. Ek het hier gesê, onthou, 'n Christen wie nie bid nie, is 'n magtelose Christen. En bid beteken dat ek en jy in 'n gesprek met God sal wees. Die 4de een, sluit aan by 'n Bybelse woordgloende en Heilige Gees gevulde kerk. Ek het gesoek na 'n beter manier om dit te stel, en ek hoop, Doreen, jy wat 'n onderwyser is, Zelly, Rikus, ek hoop ek het dit reg gestel, 'n Bybelse woordgloende. Het ek dit reg gestel? Ek weet nie of daar sulke woorde is nie, ek het nie eens gaan Google nie, maar that is Brett speaking. Heilige Gees gevulde kerk. Deur Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser, het jy deel geword van 'n familie van God. Jy sien, Jesus wou nooit gehad het dat ek en jy 'n eiland moet wees nie. Jy sien, baie mense sê, I don't need to go to church. I don't need to go to church, I do it at home. Ek het nie nodig om tussen mense te kom om die Here te dien nie. Jesus wou nooit gehad het dat ek, en God wou nooit gehad het dat ek en jy 'n eiland by onsself moet wees nie. Never. Ons moet saam as die Here se gesin hom loof en aanbid. Hebreërs 10:25 in die NLV sê vir ons, en laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. So by watter kerk sluit ek aan? 'n Kerk wat God se woord ten volle uitleef. Ek sê nie julle moet hierso nie, please. My life is 'n open book. En ek het julle gesê en ek sê dit weer eens, ek sal nooit van hier af, of maak nie saak waar ek is, sal ek teen God se woord gaan nie. En alles wat ek doen is 'n open book. Julle ken my. Daar's niks wat ek vir enige iemand wegsteek hierso nie. Because God won't bless me and God won't bless this congregation if we keep things silent or if we keep things secret. Nooit. Ek het hier geskryf ook, 'n kerk wie bly is saam met die wie bly is, en 'n kerk wat huil saam met die wie huil. 'n Kerk wat glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En 'n kerk waar alles gaan oor die Here. That's what I want and that's what God wants. En dit sal alles gaan oor God. Ek wil graag afsluit met die laaste punt. Die laaste een is, laat jou doop. Jy sien baie mense het 'n wanvoorstelling oor die doop. En die doop beteken die onderdompeling in water. En om gedoop te word is die Bybelse beginsel deur openbaarlik jou geloof in Christus en jou kommitment om hom te volg te verkondig. Deur gedoop te word deur die water, illustreer jy dat jy saam met Jesus begrawe is. Deur uit die water te kom, illustreer jy Jesus se opstanding uit die dood. Deur gedoop te word, identifiseer jy jouself met Jesus se dood,
sy ter aarde bestelling en sy opstanding. Romeine 6 vers 3 tot 4 in die boodskapsbybel sê dit vir ons as volg. Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die naam van Christus Jesus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. As dit dan waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met hom lewend ander kant uitgekom het, toe God hom met sy groot krag en heerlikheid uit die dood laat opstaan het. Daarom kan ons ook nou op 'n nuwe manier leef. En hoor mooi wat ek hierso sê. Hoor mooi. Die doop is nie wat jou red nie. Jy sien baie mense glo dat jy eers gered word as jy gedoop is. Die doop red jou nie. Die doop was nie jou sondes weg nie. Deur gedoop te word bewys ons net ons gehoorsaamheid en 'n openbare bewys van ons geloof in Christus Jesus vir ons verlossing. Dis 'n openbare bewusmaak of bewys. I have accepted Jesus Christ as my Savior. God se woord sê dan bekeer jouself en laat jou doop. En weer eens wat snaaks is, of nie snaaks is nie. In hierdie week het ek ook die vraag gekry, maar glo jy in die groot doop? Toe sê ek ja, definitief glo ek daarin. Nou wat van kleintjies? Toe sê ek wel die kleintjie kan nie gedoop word nie, want die kleintjie kan nie besluit of hy of sy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. Dis hoekom ons in hierdie gemeente seën ons kinders in. Jy kom tot daai besluit, ek wil gedoop word. Maar hoe nou, waar nou? Sê ek, maar die Bybel sê, as jy Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, laat jou doop. Dis God se woord. Ek kan nie teen God se woord gaan nie. But the choice is yours. The choice stays yours. Ek het hier geskryf ook vir die mense wat luister, want ek weet baie van julle wat hier is reeds gedoop, maar as julle nie gedoop is nie, is julle welkom om met my te gesels. Julle sien die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, het dit nie daar gestop nie. Ek en jy moet die Bybel bestudeer. Ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Ons moet daagliks gebed, 'n gebedslewe bou. En ek en jy moet by 'n kerk aansluit. En hoor my mooi, I am not saying that you need to join this church. But you need to join a church. Kerk wat glo Vader, Seun en Heilige Gees. Kerk wat glo om te bid vir siekes, te huil saam met die wie huil, te lag saam met die wie lag, en 'n Heilige Gees gevulde kerk. En dan moet ek en jy onsself laat doop. Amen. So die vraag is weer eens, as jy vra nou wat nou, dan het jy die punte wat om te doen. And from there you will build, you will build, you will build. Maar soos julle sal sien, die belangrikste eerste is om God se woord te kom. And then God will tell you next what to do. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Here, my gebed is daar waar ons nie geweet het wat nou, of nou wat, nadat ons u aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. Here, dankie vir daai stappe. Here, ons mag miskien deur 2 of 3 van daardie stappe gegaan het. Ons mag miskien al deur 5 van die stappe gegaan het. En ons het teruggeval op ons ou self. Here, is my gebed, laat ons van vandag af weer sal begin. Here, laat ons eerste tyd in die woord sal spandeer. Here, laat ons op 'n daaglikse basis in gebed met u sal wees. Here, laat ons sal praat met u. Here, laat ons nie net die slegte, of daar waar ons deur moeilikheid gaan met u deel nie. But Lord, that we will share our joy with you as well. Because Lord, we know that when we are heartsore, you are heartsore with us. When we are hurting, you are hurting with us. And Lord, when we are joyful, that you are joyful with us. Wees met elkeen van ons. Here, laat ons altyd 'n pad saam met u sal stap. Here, laat elkeen van ons sal weet, sonder u is ons absoluut niks nie. Seën ons.
wees met ons, help ons. Here, waar ons nie in 'n kerk is nie, laat ons besluit dat ons by 'n regte kerk sal uitkom. En Here, laat elkeen van ons sal seën. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem.